Lees leer 'n kind om te luister. Lees ontwikkel 'n kind se verbeelding, sy kreatiewe denke en sy intuïsie skop in. Lees brei die woordeskat uit, ons het dit gesê, en gee doeltreffende kommunikasie. Kollegas, hoeveel keer het julle nie 'n kind in julle klas wat die hele klas omkrap? En jy kan nie verstaan hoekom is Jannie dan vandag so de mekaar nie? Hoekom wil hy daai potlood 6 keer skerp maak nie? Hoekom trek hy Sissie se vlegsel nie? Hoekom skop hy sommer net Pietie se boeke nie? Dit is omdat daar iets is wat vir Jannie pla, maar omdat Jannie nie 'n woordeskat het nie. Hy het nie 'n manier om sy frustrasie uit te druk nie. Hy het nie 'n manier om te sê, juffrou, ek is honger nie. Juffrou, daar was gisteraand groot probleme by die huis nie en ons het nie geslaap nie. Juffrou, dit het gereën gisteraand en het dit heel nag ingelek. Juffrou, my ma en pa is nie so oukei met mekaar nie. So ek weet nie wat gaan gebeur nie. Ek is onseker en dit pla my. So, daai kind sit eintlik met probleme en frustrasie wat hy nie kan uitdruk tydens doeltreffende kommunikasie nie. Lees leer 'n kind ook om te verstaan, om empatie te toon, ook om homself empatie te toon. Dit is, sommige keer is ons ouers so streng op ons kinders. Ons plaas soveel druk op ons kinders. Pleks om vir hulle te sê, dis oukei as jy vandag 'n fout gemaak het. Dis oukei as jy vandag nie dit gedoen het wat jy moes gedoen het nie. Môre probeer ons weer. Ook om simpatie met jou maatjies te hê, want ons is mos nie almal dieselfde nie. Ons is mos nie lyk ook nie dieselfde nie. Ons praat nie dieselfde nie. Ons bly nie in dieselfde huise nie. Ons kom nie uit dieselfde omgewings nie. So ons moet empatie en simpatie met mekaar hê. En as kinders boeke lees, sal hulle verstaan dat almal nie uit dieselfde omgewing of kultuur of geloof kom nie. Lees bou 'n kind se waardestelsel uit. Hy moet leer om die regte besluite te neem. En dan sal ons ook sien dat dit is 'n paar van die linkerbreinfunksies. Lees leer 'n kind om te voorspel. Ons het ook by die ATKV het ons 'n paar leeskringe. En een van die uitkomste van die leeskringe is, as ons met die kinders 'n boek lees, dan vra ek vir hulle gewoonlik, wat dink julle? Hoe sal jy hierdie boek wil afsluit? Jy hoef nie saam te stem met wat die skrywer gedoen het nie. Kyk hoe jy self hierdie boek sal wil afsluit en 'n slot voorgee. Vaardighede vir wiskunde, leer om te skat en hulle gebruik ook hulle brein om orde te skep. Lees leer 'n kind ook van links na regs en ook om die woorde te volg met sy oë. Dit het te doen met middellynkruising. En dit help 'n kind verskriklik met taalvoltooiing, sodat hy kan sien hoe om, wanneer hy groter is, te lees, hoe om sy take klaar te maak en hoe om sy werksaamhede klaar te maak. Lees ontwikkel 'n kind se persoonlikheid. Ons het klaar genoem van die persoonlikheidsbesluitneming, maar ek dink hierdie sal ons net bysit sodat jy agterna self daar kan gaan. Al wat ons net kan sê, dit is verantwoordelike besluitneming, taakvoltooiing het ek nou net genoem, emosionele ontwikkeling het ek ook genoem en die vestiging van die eie waarde. Sodat die klein kind, as hy leer om 'n boek self te lees, dit klaar te lees, sy tekortkominge te aanvaar dat hy ook foute kan maak, dit sal hom baie help om goed oor homself te voel en 'n goeie selfvertroue te hê. En dit is genotvol om te weet dat lees is lekker, dit is genotvol en dit is 'n goeie ding om te doen. En dit maak die atmosfeer en die verhouding tussen onderwyser en kind en ouer en kind baie belangrik, sodat die kind weet hy is uniek in sy eie manier. Hoe moedig jy jou kind aan om te lees? Kom ons kyk na 'n paar wenke. So vroeg as moontlik kan jy jou kind leer lees.
So vroeg as moontlik kan jy vir jou kind begin lees. Ons het net gesê begin in die baarmoeder. Maar selfs as hulle gebore is, lees vir jou kind en wys hulle dat dit vir jou 'n plesier is en nie 'n las nie. Vir die onderwyser, maak jou klas of jou huis 'n plek waar dit lekker is om te lees. Baie van die intersien onderwysers sê, ons het nie 'n mat nie. Ons het nie spasie vir kinders om 'n leeshoekie te hê nie, want ons klaskamers is te klein en ons het 45 kinders tot 49 kinders in ons klas. Kollegas, gebruik baie keer is daar die toonbanke, daar is die vensterbanke. Gebruik dit. Gebruik 'n rakkie as jy kan. Enige iets, solank 'n kind kan sien, hierdie juffrou of meneer hou van lees. En lees is nie net vir die juffrouens nie. Lees is ook vir die menere. Menere, al lees jy nie romanse nie. Sit die boeke daar in die klas, wat selfs die seuns van sal hou. Sodat hulle kan sien, lees is nie net vir meisies nie. Beperk die gebruik van die internet. Baie keer gebruik die kinders of selfone, of iPads, of tablette in die klaskamer, maar daar is nie altyd toesig nie. Groot koöperatiewe maatskappye dink dit goed om soms vir skole tablette of iPads te skenk. Dit is goed en wel, maar daar moet 'n groot balans wees en daar moet in alle tye toesig wees oor die gebruik van hierdie toestelle. Anders kan dit ons kinders in domeine laat kom wat glad nie goed is vir hulle nie. Dink daaraan om stiltye te skep wanneer daar geen onderbreking sal wees nie. So kan die kinders, wanneer dit stil is in die klaskamer, kan hulle lekker lees. Byvoorbeeld as iemand klaar met sy werk is, vinnig klaar gewerk het, en dan kan hy iewers in 'n hoekie gaan sit en 'n boekie vat en lees. Kollegas, wys dat jy as volwassene dit geniet om te lees. Jou kinders sal dan meer geneig wees om lief te wees vir lees, as hulle sien jy wil dit self doen, of jy self lief daarvoor. En ons noem dit, wees 'n leesrolmodel. Moenie 'n boekesnop wees nie. Moenie omdat jy Dion Meyer lees, dink jou kind moet ook Dion Meyer lees nie. Al wil jou kind nou 'n boek lees oor Minecraft, oor speletjies, begin daar. Begin by iets wat die kinders van hou. Daar is net sulke klein boeke, wat raaiselboeke is, wat grappieboeke is, en wat goedkoop is, wat ons kan gebruik om die kinders te laat begin lees, veral seuns. Gee aansporingprysies vir lees. Maak dit die moeite werd vir kinders om te lees. Laat hulle lus kry vir lees. Maak lees lekker, maak lees 'n avontuur. Onthou, 'n juffrou wat gaan net sit en lees, gaan niemand aanspoor nie. So jy moet 'n dramaturg wees. Jy moet ten alle tye 'n gek van jouself maak, sodat die kind kan lees, kan weet, hy moet homself inlewe, veral in fantasieboeke. Wanneer ons geskenke soek vir kinders, Desember maand, dan koop ons gewoonlik die baie duur tekkies, die baie duur speletjies, die Xbox, die PlayStations. As jy dit kan bekostig om hy duur speletjie te koop en hy duur tekkie te koop, koop asseblief ook 'n boek. Dit is baie belangrik en dit stuur ook vir jou kind 'n baie belangrike boodskap. Antjie Krog, een van die belangrikste letterkundiges in ons land, het gesê, en ons gee hierso erkenning aan Antjie, maak nie saak hoe arm nie, 'n kind wat lees is 'n bevoorregte kind. Maak nie saak hoe verwaarloos of verlate nie, 'n kind wat lees is 'n gekoesterde kind. Maak nie saak hoe onverdraagsaam 'n gemeenskap is nie, 'n kind wat lees begryp, verstaan. Maak nie saak hoe geestelik verarme familie is nie, 'n kind wat lees is 'n intelligente en ingeligte kind.
Maak nie saak hoe onmenslik 'n gemeenskap is nie. 'n Kind wat lees is 'n menslike kind. Fluit, fluit, my storie is uit. Akkerblaar, my storie is klaar. Hierna sal ons ook vir julle 'n paar vrae los. Kyk of julle dit kan beantwoord. Dit het betrekking op ons voorlesing wat ons nou gedoen het en op die inligting wat ons vir julle gegee het. Ek hoop julle dit geniet. Baie dankie.